Goed, vanoggend se skriflesing, Openbaring 4. Hierna het ek gesien en kyk, 'n deur wat in die hemel geopen is, en die stem wat ek voorheen so hard soos 'n bassein met my oor praat het gesê, kom op hierheen, en ek sal aan jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik het die Gees van my besit geneem, en kyk, daar was 'n troon in die hemel, en iemand wat op die troon sit. Die een wat daarop sit, sy voorkoms was soos jaspis en karneel. En rondom die troon was daar 'n reënboog wat net soos smarag lyk. Rondom die troon was daar 24 trone. En op die trone het 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere gedra met goue krone op hulle koppe. Vanuit die troon het daar weerligstrale, dreunings en donderslae gekom. En voor die troon het 7 vuurvakkels gebrand, die 7 geeste van God. Voor die troon lyk dit soos 'n see van glas, net soos kristal. In die middel van die troon en rondom die troon staan daar 4 lewende wesens, vol oë aan die voorkant en agterkant. Die eerste lewende wese lyk net soos 'n leeu. Die tweede lewende wese net soos 'n kalf. Die derde lewende wese het 'n gesig net soos 'n leeu, net soos 'n mens. En die vierde lewende wese lyk net soos 'n arend wat vlieg. Die 4 lewende wesens het elkeen 6 vlerke wat reg rondom en aan die binnekant vol oë is. Sonder om te rus, herhaal hulle dag en nag. Heilig, heilig, heilig is die Here, die Here God, die Almagtige. Hy wat was en wat is en wat kom. En telkens, wanneer die lewende wesens heerlikheid en eer en dank bring aan hom wat op die troon sit, aan hom wat vir ewig en ewig leef, val die 24 ouderlinge aan aanbidding neer voor hom wat op die troon sit. Hulle aanbid hom wat vir ewig en ewig leef, en sit dan hulle krone voor hom neer, voor die troon neer, terwyl hulle sê, U is waardig, ons Here en God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang, omdat U alle dinge geskep het. Deur U wil het alles ontstaan, is dit geskep. Ons lees tot sover. Ons het 'n groot voorreg vandag om bedien te word deur Erns. Van die van julle wat nie weet nie, Erns kom van die sendingveld af en hy is hier om 'n paar gemeentes toe te spreek en ons bid saam met hom dat die Here sy pad sal oopmaak om weer terug te gaan. Erns, mag die Here jou lei vanoggend ook en mag die Heilige Gees julle besalf tot eer van sy naam. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof en prys U, Heer, dat daar is geen ander God soos U nie. Heilig, heilig, heilig. Heer, wat ons vanmôre daar in Openbaring 4 gesien het. Vader, daar is U alleen, Heer. Vader, ek bid asseblief dat
dit ook die fokus sal wees van môre, van alles wat ons hier doen, u heiligheid, wie u is. Dat ons oor op u en u alleen gevestig wees. Dat ons nie mense sal preek nie, dat ons van mense sal leer, dat daar ons oor, daar is net een plek waar ons oor moet wees. En dit is op u, want u alleen is het waardig. So praat Heer die Gees vanmôre, Heer, u alleen. In Jesus naam bid. Amen. Ja, net so 'n paar goedjies voor die werk gekry. So die laaste keer ek was lekker geweest om te vertel van die werk wat nou doen. Ek moet eers sê ek waardeer meer die geleentheid vandag, want dit is altyd vir my lekkerder om te preek. En vir my preek is die fokus moet op God wees. Totaal al op God. En dis een van die redes hoekom ek hierdie hoofstukke, eintlik hoofstuk 4 en ek gaan nou meer fokus op hoofstuk 5, maar 4 en 5 gekies het vanmôre om oor te preek, want dit is so mooi met God op die troon en dan Jesus wat in die troonkamer instap. Waar dit wys, dit is die fondasie. Dit is die fondasie van ons geloof. Absoluut. En ja, net die skypies sal ek net begin met van Myanmar vir ons die leesdeel doen. Ek het nou die vorige keer nou nie vir julle kaart gewys van Myanmar nie. En so ek wil net vir julle wys waar Myanmar nou self is. As jy nou kan sien, Thailand is hier in die ooste kant, in die noorde is Noordoos-China, so 'n stukkie grens met Laos en heelwat grens met Indië daarso ook en so 'n bietjie Bangladesh. Dit is nou waar jy Myanmar, dis daar in Suidoos-Asië. En dan die kaart hier aan julle, ek dink aan julle regterkant hierso, is nou maar net om te wys die verskillende state. En die kleredrag, ek dink ek het die vorige keer veel genoem, is nou van die Chin Staats, wat heel daar in die weste teen Indië lê. Okay, net die volgende, skryf ek dan wys. So hierdie foto, julle kan nou nie baie goed sien dalk nie, maar as julle na die later na die ouer dames hierso kyk, hulle het almal sulke groen strepe oor hulle gesigte. En so vir die wêreld is dit nou baie mooi. Vir National Geographic, wow, dis nou uniek. Die rede vir daai is op die jonger dames sien, hulle het dit nie. Nou sien natuurlik weer ons is die wêreld, ja, die kultuur sterf nou uit en dis nou nie 'n mooi ding nie. Hulle moet nog steeds daai soos wat hulle altyd gedoen het te doen. Maar 'n ongelukkige rede vir daai hoekom hulle die streep op hulle gesigte het, is om hulself lelik te maak. Sodat wanneer die soldate kom, hulle nie verkragt sal word nie. Dit is waar dit vandaan kom. En so vir die laaste sê voor die huidige opflikkering in die burgeroorlog, of die burgeroorlog is 80 jaar in die gang, maar in sekere dele het dit beter begin raak. En so die jonger dames in hulle area was nou al rustiger, so hulle het nou nie meer die goed nodig gehad om self lede laat lykie. Reg? So die ou tannie sê dit nog en die jonger dames sê dit nou nie meer nie. Maar soos ek julle vorige keer gesê het, dat daai kerk bestaan nie meer nie. So okay, volgende skyfie. Reg, en dit is nou dis Dinsdag. Laas Dinsdag weer gebombardeer. Klein dorpie in die berge. Wat ek bedoel daai grondgebied waar daar ons bly is nie onder die junta se beheer nie, niks van die aard nie, maar kom maar net laat hulle bomme val. Ek dink 6 mense in die dorpie is op 'n dag dood. So aan die een kant sien die mense nou wat nou bid en alles met die begrafnis en alles plaasvind en dan is nou maar van die vernietiging wat daar plaasvind. Nou, ja, kom ons lees dan nou, en dan sal ek nou al terugkom, nou, so ons lees dan nou vanmôre vir Openbaring 5. Openbaring 5. Ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boekrol gesien, aan die binnekant en die buitekant, vol geskryf, en met 7 seels goed verseël. Ek het ook 'n sterk engel gesien, wat met 'n harde stem uitroep, wie is waardig om die boekrol oop te maak en die seels daarvan te breek? Ja, as ek nou met 'n harde stem lees, want die ou hy uit met 'n harde stem, so ek bedoel, dis maar net hoe dit is. Vers 3. Niemand nie, in die hemel, nie op die aarde, nie onder die aarde, was egter in staat om die boekrol oop te maak en daarin te kyk nie.
Ek het baie gehuil. Omdat daar niemand gevind kon word wat waardig is om die boekrol oop te maak of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, hou op huil, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid, het oorwin, sodat hy die boekrol en die 7 seels daarvan kan oopmaak. En ek het tussen die troon en die 4 lewende wesens, en tussen die ouderlinge, 'n lam, soos een wat geslag is, sien staan. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Die 7 geeste van God, wat oor die hele aarde heen uitgestuur is. En hy het nader gegaan en die boekrol geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Toe hy die boekrol neem, het die 4 lewende wesens, die 24 ouderlinge, voor die lam neergeval. Elkeen het 'n lier en 'n goue bak vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is, vasgehou. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boekrol te neem en die seels daarvan oop te breek, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God gekoop het. Uit elke geslag en taal en volk en nasie. U het hulle in koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal as konings oor die aarde heers. Toe ek weer kyk, hoor ek die sang van baie engele rondom die troon, en van die lewende wesens en die ouderlinge. Daar was 10.000 maal 10.000, 1000 maal duisende, wat met harde stemme uitroep. Waardig is die lam, wat geslag is, om die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof te ontvang. Ek het die hele skepping in die hemel, op die aarde en onder die aarde, op die see en alles wat daarin is bestaan, oor uitroep. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die sterkte vir ewig en ewig. Die 4 lewende wesens het ook uitgeroep, Amen. En die ouderlinge het neergeval in aanbidding. Tot sover. In die hoofstuk 5 sien ons 'n plek van waar die gebede genoem word, gebede van die heiliges. En in die volgende hoofstuk kry ons 'n bietjie meer, hoofstuk 6, kry ons 'n bietjie meer uit beskrywing van wat daai gebede is. Dit gaan oor die Christene wat vervolg is en gesterf het vir hulle geloof, wat uitskree na die Here en vra, of bid vir die Here en vra, Here, hoe lank nog? Hoe lank nog gaan ons so moet suffer? Ja man, om die Engelse woord is so. Hoe lank gaan ons nog moet, ons lewens, hulle gaan ons op 'n vuur laat brand, hulle ons koppe afkap, onderste bo kruisig, allerlei tipe, Here, hoe lank gaan dit nog? Baie van hulle, Petrus was 10 teenoor reeds daar gewees, in die hemel, en ek wil dis so vir ons oorlewing, hy gesterf het, Paulus se kop is afgekap. Hoe lank nog? Gister het ek 'n oproep gekry van 'n broer daarso, en hy vra my, hy sê vir my, hy vra nou net vir my raad, wat hy nou moet doen. Hy is nou die oudste van 'n hele paar, ek dink hulle is 7 seuns. En hy is maar relatief jong, hy is nou 24, 23. En hy sê nou, die situasie, daar was sy familie by, sy pa en sy ma, dit is nou, sy pa se predikant. En hy sê die ouens, hulle force, die CDF, die Chin Defense Force, kom nou net en vat al die jong ouens en hulle stuur hulle om nou te gaan veg in die oorlog teen die junta. En dan vra ek my so, wat moet jy nou doen? Wat moet hy nou vir hulle sê? Wat se raad het ek?
as hulle in die Junta grondgebied lê, kom die Junta en vat hulle en stuur hulle om teen hulle eie mense te gaan veg. Nou, in die kant weer kom hulle eie mense en hulle vat hulle net en stuur hulle om teen die Junta te gaan veg. Dis 16-jariges, 14-jariges, wat nie weet van oorlog maak of enigiets van die aard nie. En toe hy dit vir my sê, vra was my, wat my kop opkom. Ek het dit nou nie so beplan nie, want my eerste gedagte was, hoe lank nog, Here? Hoe lank nog, Here? Ja, dit was my eerste gedagte van, ek bedoel, wat sê ek nou? Hoe lank moet dit nog aangaan? Hoe lank moet ons nog so vervolg word vir ons geloof op die einde van die dag? Ja, en toe dink nou, toe kom die gedagte daarna by op, wauw, net môre wil ek daar preek. So het jy nou vir my baie vars informasie gegee wat dit nou relatief maak vir die volgende dag se preek. Dis nie woorde in die Bybel nie. Dit is elke dag se uitleef. Die woord is lewendig. So wanneer 'n mens in daai situasie staan, reg? En julle mag dalk nou dink, maar wat het dit met julle te doen? Ek bedoel, is nie nou bomme wat rondom julle val of so iets van die aard nie. Wat het dit met julle te doen? Ja. So eerstens wat ek sê, as jy in daai situasie en daai kan staan, en dit is die realiteit van die lewe rondom jou, dan om te preek van, die mens is maar goed, reg? Dit kry jou nêrens nie. Dit is die preke wat hulle daar gehad het. Ja, prosperity en ander preke. Dit is die gewone, selfs die gewone gereformeerde preke deesdae wat die ouens in hulle kerke preek of so iets van die mens is goed, die mens is goed. Reg? Toe dit gebeur het met die staatsgrepe die ons my gevra, maar hulle verstaan nou nie meer lekker nie. Reg, waar is God? Ek bedoel, hier is 'n staatsgreep, nou word dit oorlog oor as waar is God? Vir altyd is vir hulle gepreek dat nee, jy moet maar net 'n goeie lewe lê, jy moet maar net jy's so goed en alles so tipe en dit sal altyd goed gaan met jou. Waar is God nou? Okay? Onder daai omstandighede help dit nie om 'n ou boodskapie van be still, God is looking at you, you are so good. Dit help niks, absoluut niks. En ek wil sê, selfs as jy in die grootste vrede bly, help dit vir jou niks. Reg? Dit maak nie saak waar jy bly, onder oorlog of nie onder 'n oorlog nie. Die boodskap van, jy is goed. Reg? Dit help jou niks. Want dan kyk jy na jouself en jy kyk nie na God nie. Wie is goed? God alleen. Reg? Die jong man wat vir Jesus gevra het. God alleen is goed. Op hom alleen moet ons fokus. Ja, en dit is dan wanneer ek vir hulle na hierdie boodskap uitbring op 'n einde van die dag. Reg? God is op die troon, hoofstuk 4. Ja. En die ander ding is, hulle is nie besig om te kyk na hulself, soos ek nou vir hom genoem het vanmôre. Hulle is nie besig om te vra van wie het nou die rugbywedstryd of hoe gaan dit met tannie sis en so en tannie oompie so en so nie. Hulle was nie besig om die goeders te vra nie. Want hulle was in die teenwoordigheid van God. Hulle was gefokus op God. Hulle het vir God aanbid. Dag en nag. Vir God aanbid. En hy is op die troon. Hy staan nie langs die troon nie, hy sit nie op 'n stoel nie, hy is op die troon. Wat beteken dit om op die troon te wees? Hy is die heerser. Soos ons hier vanmôre sit, is daar 'n realiteit. Nie 'n dalk nie, nie 'n toekoms nie, 'n realiteit hier en nou. Soos ons vanmôre hier ook gebid het, saam met die ander oor die situasie in ons eie land, hier in Suid-Afrika. Reg? Vir die regering te bid, vir die korrupsie wat daar rondom ons is. Waar ons so gou kan vergeet, maar op die einde van die dag is dit die uitvloei van sonde, maar bo dit sit een wat op die troon is. Wat op die troon is. Hy is nou op die troon. Nie môre nie, nie as Jesus terugkom of so iets van die aard nie. Hy is nou op die troon. En niks kan hom van hy troon afkry nie. Daar's nie 'n Marvel movie tipe ander god of Avengers of iets van die aard wat kan beklei teen hom en dan skielik kry hulle hom af van die troon of so iets van die aard nie. Dit is onmoontlik. Reg? Dit is nie as die duiwel moet bind daar in die hoek of so iets van die aard want hy kan dalk iets teen God doen of so hier so aan nie.
Nee, God is op die troon, nou en vir ewig. En hy sal altyd op die troon bly, nou en vir ewig. Wanneer jy kanker het, is God op die troon. Wanneer jy beroerte kry, is God op die troon. Wanneer jy nie 'n werk kan kry nie, is God op die troon. Wanneer jy sien weer hoe ouens geld steel, is God op die troon. Wanneer 'n bom val, is God op die troon. Wanneer die weerlig rondom jou slaan, en donderdag was die weerlig vrek erg, gedogge gaan dood. Dis God op jou troon. Reg? Hy is op die troon. Dit is die fondasie. Dit is die fondasie van elke kind van die Here. Nie jy nie. Nie hoe mooi en hoe goed jy is nie. Wie God is. Daai mooi van hoofstuk 4. En dan kom ons in hoofstuk 5. En dan is daar soek na een wat waardig is. Wie is waardig? En die engele gaan uit. En hulle gaan soek. En hulle kom by Niels. Nou kyk, is hy waardig? Is hy waardig? En hy kom by Rihanna en hy vra, is sy waardig? En dan gaan kyk na my pa wat al oorlede is, en hy sê, is hy waardig? En dan gaan kyk na mense wat in die buitenste ruimte daar, of nie, wel buitenste ruimte daar op die stasie is en so aan, is hulle waardig? En selfs as die Here Jesus nie terugkom en mense gaan Mars bly, of wat ook al is so, kan hy daar gaan kyk. Maak nie saak, hy kan oral gaan kyk. En hy het oral gaan kyk. Hy het oral gaan kyk. En kon hy iemand vind wat waardig is? Het hy gesien, kyk na daai predikant daar. Nee, kyk net hoe hy aangetrek is. Hy moet hom nou seker baie regwaardig wees. As jy na die preke luister, dan dink jy daar's 'n paar mense op hierdie planeet wat waardig is. As jy kyk hoe mense na hulself kyk, preek is net moraliteitsspreekies, of alles gaan maar net goed en al die tipe dinge dan. Ja, dit klink dit of asof daar iemand is wat waardig is. Maar ons is sommer so sleg, is ons? Ek bedoel, kyk na al my grade wat ek het. Kyk na die kar wat ek ry. Kyk na al die tipe goed wat ek het. Ek is mos waardig. En dis die beeld wat God van ons het hier. Dis die beeld wat humanisme is. Dis die beeld wat in die kerk ingesluip en prys die Heer. Daar is nog gemeentes in Suid-Afrika en vanmôre toe so gebid het, was dit lekker om net te hoor hoe mense in hul gebede nie net praat oor hulself en hulle ou probleempies en so nie, maar oor God en die mooi van God en die heiligheid van God. Dit is so lekker om dit nog te hoor. Partykeer voel jy soos Elia, asof jy die enigste een is, wat nog besef van hoe min jy werd is en wie God is. En dan is dit lekker om dit weer te sien, daar is nog mense wat besef, nee, dis nie ons nie, dis God. Ons is dit nie waardig nie. David, is hy dit waardig? Ek praat nou nie, ek weet nie of jy David in die gemeente sê, ek praat nou van die David van die Bybel. Moses, is hy waardig? Noag, is daar iemand waardig? Josef, is daar iemand waardig? En as daar ons nie waardig gevind kan word nie, nou ek wil David, okay, weg. Josef, dank. As hy nie waardig gevind kan word nie, wie is ek? Wie is ek? Wie is julle? En dan is dit vir my een van die tragieste goed in die Bybel. Tears in heaven, met trane in die hemel, van Johannes, wat bitterlik ween. Heer, hoe lank nog? Hoe lank nog moet ons so suffer? Hoe lank gaan die wêreld ons haat en ons doodmaak? En God se regverdigheid kan nie oopgemaak word nie. Die antwoord kan nie kom nie, want niemand is waardig om dit oop te maak nie. Niemand is waardig nie. Ek wil stel, dink jouself in daai prentjie en in daai
As jy nou praat van iemand wat hulle depressie gehad of soets, ja, dis donker, dis nag. Daar's nie jy voel of daar's niks meer nie. Reg? Jy dink aan niks nie. Dis amper so, hier is die bitterlike geween. Wat nou? Is dit alles maar net 'n speletjie daaronder? Is dit alles maar net, gaan ons altyd net moet bly aansaffer, is daar niks, as daar geen oplossing hier, is dit nou maar net die einde, want geen een van ons is waardig nie. As Jesus moes wag, om een te vind, wat hom gaan kies, een te vind, wat waardig gaan wees hier op aarde, vir hom, om aarde toe te kom, en sterf, te leef, te sterf, en op te staan uit die dood, dan sou hy nog steeds nie naartoe gekom het nie. Ons nog steeds gewag het. Maar ons sou nie gewag het nie, want ons sou nie dit wou hê nie. Reg? Romeine 5:8, toe ons sy vyand was. Okay? Toe het hy gekom en het gedoen. En dis dieselfde wat jy hier sou kry, dis dieselfde beeld wat jy hier sou kry. Dis nie op grond van wie ons is nie. Dis op grond van wie hy is. Reg? Hy en hy alleen. En dan kom die ouderling. En hy sê vir hom, "Oké Johannes, jy hoef nie te huil nie. Daar is een wat waardig is. Daar is een wat waardig is. Prys die Heer, daar is een wat waardig is. Dis nie ons nie, dis die leeu van Juda. Die leeu, nie 'n kykie nie, die leeu van Juda, wat op die troon sit, volgens die profeseë, vir ewig op die troon sit, volgens die profeseë. En dan draai om, en hy sien 'n lam. Nie 'n leeu nie, 'n lam. Verlede Sondag het iemand daar vir my in 'n dolerende NG Kerk gevra, die dominee daar so van, en ondanks alles wat daar in die gang is daar, hoe kan jy nog steeds daar wees? Hoe wil jy nog steeds daar wees? Nou moet jy dus, ja, ek verstaan die vraag, jy moet gevra word, en so dan is hy vir my, een kant, soort van, ek wil nie eintlik die vraag meer antwoord nie. Reg, want as ek fokus al op jou. Ek dink, maar ek weet, hy vra nie vir sy, vra vir die gemeente se lid, dan is baie mense wat maar sit, maar nie aan die goed as dink nie. En sê, hier is die lam. As die lam aarde toe kan kom, om te leef hierso, onder Romeinse bewind, reg? As die lam aarde toe kan kom, en ons kos kan eet, ek weet nie hoe hulle kos maak in daai deel van die wêreld, dis die kos te lekker, maar wel aardsgewys, reg? In vergelyking met die hemelse kos, in vergelyking met waar hulle om aanbid dag en nag, waar hulle om dag en nag aanbid, om aarde toe te kom, en goed te maak, te bou met sy hande, te werk, moeg te wees, honger te wees, en dan in 'n kruis te sterf. Kan daar enige plek op hierdie aarde wees wat slegter as dit is? Dis die lam. Dis wat hy vir ons gedoen het. En soos ek vroeër gesê het in Romeine 5 uit. Toe ons sy vyand was. Dis nie die Jode wat vir Jesus doodgemaak het, ja, hulle was die instrument op daai stadium. Maar dis ek en jy. Ek wil selfs ook vanmôre ook gebid, selfs as Christen sondig ons nog. Paulus het daaroor geskryf. Ons sien die Vader, ons sien alles wat Jesus gedoen het, en hoeveel keer per dag, selfs nou, spoeg ons in sy gesig. Klap ons om.
Hoe voel jy wanneer jou kind vir jou sê, pa, ma, maar jy doen nooit iets vir my nie. Wanneer jy jou lewe gaan om na jou kind te kyk. Hoe voel jy daaroor? Dit maak seer. En ons doen dit nie teen ons pa en ons ma nie. As Christene praat ek nou selfs van. Ons doen dit teen die skepper van die hemel en die aarde. Stel jouself voor daarin. Dit is teenoor wie ons sondig. As kinders, as sy kinders. En hy het dit geweet. Voor hy aarde toe gekom het. En hy het nog steeds aarde toe gekom. Hoe kan nou ooit 'n prediker wees op hierdie planeet? Hoe kan nou ooit 'n mens wees op hierdie planeet, wat oor God praat en kan sê, kyk na my, hoe goed is ek? Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik? Wanneer ek sulke ouens hoor, regtig wil ek opgooi. Ek kyk. Ek voel hulle het nog nooit van God gesien nie. Ek voel hulle verstaan nie wie hulle is nie. Hulle lewe alleen vandat hulle beter is as wat hulle is, asof hulle waardig is. Niemand is waardig nie. God en God alleen. En dit is die mooi. Ondanks die feit wie ons is, selfs as sy kinders, het hy vir ons geleef, gesterf en opgestaan uit die dode. Laat dit insink by ons. Laat dit elke liewe dag, elke oggend wanneer jy opstaan, dat dit insink by jou. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor God. Want as dit oor jou gaan, nie net bedrieg jy jouself nie, maar jy steel by jouself. Want in plaas van die mooi raak te sien, die perfekte raak te sien, sien jy die imperfekte raak. Om 'n mooi berg te gaan kyk, of na 'n molshoop. Jy is bereid om eerder na die molshoop te kyk, as om jou oë op te hef met dit wat werklik mooi is. Na hom wat werklik waardig is, na hom wat op die troon sit. God en God alleen. Hy alleen is waardig. Soli Deo Gloria. Dit is waar het gaan. Weg. Daar so. Hy alleen. Wanneer al die goeders verkeerd gaan in jou lewe reg, is dit die enigste ding wat ons kan doen, om nie te sien wie ons is, wie God is. Daai spieël te sien, wat weerkaats wie hy is, en wat weerkaats wie hy is, te weerkaats wie ons is. En dan hy groot gaping, hy gaping van wat oorbrug is deur sy genade. Nie op grond van verdienste nie, maar op grond van genade. Wat 'n God. Wat 'n God. Wat 'n God. Ek voel net altyd as ek mense trek en sê, raak wakker. Raak wakker, sien vir God. Sien vir God. En dan op die einde van die dag, waar het praat van, hy is waardig, hy gaan die seels oopmaak. Wat is hy seels? Dit is nou natuurlik nie die boek van die lewe nie, dit is die seels van sy oordeel. Wat kom verder, hoofstuk 5 van hoofstuk 6 verder af, word dit oopgemaak. Hy is besig om die seels oop te maak, die seels van sy judgment op die einde van die dag oor die mense. Waar hy besig is om te wys, die ouens in Openbaring wat suffer eintlik Christen, is nie jy nie. Ja, jou kop word dalk afgekap. Ja, 'n bom val dalk op jou. Ja, jy word dalk deur ander so-called Christene opgesluit om hom te gaan veg teen ander boeddhiste of wat ook al.
En jy weet nie wat om te doen nie. Ja, jy kry in jou werk of so iets. Ja, al die tipe goeders. Ja, dit gebeur met ons. Dis 'n realiteit. Reg? Maar die ouens wat Jesus suffer, die ouens wat bid in wie se gebede hier in hoofstuk 5 in die troonkamer is ons gebede. Ons wat suffer. Maar die oordeel word gevel oor die wat daai suffering bring. Reg? Gaan kyk net verder. Die hele boek. Dis oorlog op oorlog, dis hongersnood, dis dood, dis alles. Op die mens. Dis God se antwoord op daai gebed. Hoe lank nog? Hoe lank nog? Dis nie 'n toekomstige ding nie, dis 'n nou. Dis die hoop vir ons nou, dat selfs wanneer dit lyk of daar geen regverdigheid is nie, is daar een wat waardig is daar een wat die seels oopmaak, is daar een wat oordeel en regverdig oordeel. Dis nie in ons hande nie. Dawid in sy psalms waar hy vra vir die Here om almal te vernietig en soveel mense kan nie verstaan hoe Dawid so iets kan bid nie en dis Ou Testament en daai tiran van die Ou Testament en die mooi Jesus van die Nuwe Testament, die ander wangen tipe nonsens. Reg? Nee. Reg? Dis waar hy sê, Here, ek gee dit in U hande om die oordeel te vel. Nie ek wat die oordeel nie. En dis wat ons in hierdie boek sien. Ons is nie waar. Hy is waardig en hy is besig om te oordeel. Te oordeel elke dag. As jy die nuus kyk, kan jy dit sien. Die oordeel wat op die einde van die dag God vel oor die. Hy is besig om te antwoord. Want hy is op die troon. Ja, ek so reeds gesê het, ons is val ook nie onder die oordeel nie. Want die wêreld haat ons. Reg soos Jesus gesê het. Verwag dat die wêreld haat ons. Maak nie saak waar ons bly nie. As ons opstaan vir die waarheid. Ja, altyd ek dink aan mense daar in Amerika wat so praat van, en ek dink hier in Suid-Afrika ook, ons suffer nou nie vir ons geloof eintlik soos mense daar nou in Myanmar of in ander plekke nie. Dan dink ek altyd myself, weet jy nog as Jesus het gesê dat die wêreld jou gaan haat? As jy nie suffer vir jou geloof nie, moet jy dalk vra hoekom? As jy net praat oor rugby en cricket, kan jy nog as verstaan hoekom mense nie vir jou gaan haat nie. Veral as jy nou 'n blou bil is en jy praat met 'n blou bil of so iets van die aard. En mense gaan weer, great, selfe. Maar begin praat met hulle oor God, en oor hulle sonde, en dan skielik gaan jy ons sê, maar dis 'n persoonlike ding. Reg? Jesus het gesê, hulle gaan ons haat. So wat anders kan jy verwag? Dit is wat met ons gaan gebeur. Nie net in Myanmar, maar hier ook, wanneer jy vir die Here leef. Wanneer jy opstaan vir die waarheid, gaan dit met jou gebeur. So ja, jy gaan met die wêreld haat jou. Maar haal jy oor af van dit. Die fondasie van hoofstuk 4, God is op die troon. Hoofstuk 5, die lam wat waardig is in hy troonkamer en hy's besig om hy seels en hy's besig om die wêreld 'n pak slaag te gee wat hulle nooit sal vergeet nie. Ja, ons suffer 'n bietjie op hierdie planeet. Party 70, party 80. Ja, party 90. Hier en daar een wat 100 is. Hulle vir ewig onder oordeel van God. En as jy so, as jy vandag hier sit en jy nog nie in die Here, as jy nog maar net hier is, want die vyand het maar al sy sade oral gestrooi. Net vandag sê ek, wat is dit? Beter om nou vir 70 jaar te ly onder die bemind van die een wat op die troon sit, of vir ewigheid onder sy oordeel te sit. Ek dink baie goed daaroor. Dit is wie hulle is. Dit is wat jy in hierdie boek sien. En wat is die mense se reaksie daarop? Die mense wat die Christene vervolg, wat die Christene haat. Hulle reaksie is nie, ons sien hom, hier gaan dinge nou sleg. Dis aan tyd dat ons dan seker nou ook ons hart vir die Here gee, reg? Daai gebedjie bid. Net vir ingeval God bestaan, dan het ons dan nou 'n kaartjie mos, reg? Ook totaal al nonsens. Reg?
Nee. Hulle antwoord is, rotse val op ons, verberg ons. Ons wil nie tot inkeer kom nie. Dis wie die mens is. Maar wie is God? Wie is hy? Die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Op die troon. Almal aanbid hulle. En jy sien dit ook hierso. Die 10.000 maal 10.000, 1000 maal duisende, is 'n getal wat beteken ons, dis so baie, so die sand op die see, reg? So baie het is, dit kan nie getel word nie. Daar is nie 2 mense in die hemel nie. God se genade is nie genoeg net om 2 mense in die hemel te hê nie. God se genade is groot genoeg om 'n ontelbare aantal mense in die hemel te hê. Verdien een van hulle dit om daar te wees? Verdien enige van ons om daar te wees? Natuurlik nie. Dis wie God is. Dis wie God is. Die genade van God. Dis wie ons Vader is. Wat ons nooit gaan weggooi, net omdat ons vandag weer 'n woord verkeerd gesê het, of iets gekyk het, of iets gedink het. Daar is geen ander soos hy nie. Regtig nie. En dan aanbid hulle hom ook. Waardig is die lam wat geslag is. En die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof ontvang. Reg, ons liedere wat ons sing, ons lewens wat ons leef, dit moet 'n simfonie wees tot die Here. As ek kyk na die voeltjies hier buite wat elke dag sing, hulle sing en hulle bid hulle Skepper. En ons is mense wat gemaak is na sy beeld. Wat doen ons? Ons sing liedjies in ons kerke wat gaan oor hoe goed die mens is. Reg? Wat die I nie God is nie, maar die I ek is. Hy alleen is waardig. Hy alleen is waardig. En dan op die einde van die hele skepping. Die hele skepping in die hemel en op die aarde, en aarde op die see. Wanneer die bomme val, van al die goeie korrupsie plaasvind, hy is op die troon. En almal aanbid hom en hom alleen. En hom wat op die troon sit. En dan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die sterkte. Nie net vandag nie, nie net gister nie, vir ewig en ewig. Nie wanneer jy so voel of nie so voel nie, vir ewig en ewig. Voel jy so, voel jy nie so nie, hy is op die troon. Hy is altyd op die troon. Dit, geliefdes, is waar ons krag is. Daai krag gaan nie af, hy het nie krag, wat se ding is beerdkrag nie, julle ken dit, ek ken dit. Nee, daai krag is vir ewig. Hy is op die troon vir ewig en ewig. Wanneer daai goed in ons lewe, maak nou nie saak of dit geyser is wat werk of nie werk, of so iets van die aard nie. Hy is op die troon. Maak nie saak hoe groot die probleem of hoe klein die probleem is nie. Hy is op die troon. Vir ewig en ewig. Dit is ons hoop. Ons hoop kan nie gebou wees op wat hier is, of wat hier is nie. Ons hoop kan en moet net gevestig wees op hom wat op die troon sit. Daar en daar alleen. Op hom en hom alleen. En dan net ook so 'n klein dingetjie wat dalk nou teen die Jehovah's getuies kan sê. Jesus is hier in die troonkamer. Jesus is in die troonkamer voor die Vader. Reg? Hy word aanbid. Voor die Vader word die Seun aanbid. Die eerste gebod sê, jy mag geen ander gode voor my hê nie. Jy mag geen ander aanbid nie. As Jesus 'n mens is die wesens in die troonkamer voor die Vader besig om iemand anders te aanbid, om die eerste gebod te breek? Okay. Come again. Maak nie vir my sin nie. So daai tipe nonsens of oneness Pentecostals of daai tipe wat met modelism, daai tipe nonsens. Nee, die drie-eenheid hier is dit duidelik. So, okay, so net so 'n klein inset daar so wat jy dalk van die mense kan gee eendag. Die 4 lewende wesens uitroep.
Amen. Reg? Great. Amen. Reg? Dis wat sê. Nee, as jy in Rusland is, moet jy dit altyd 3 keer doen. Amen. Okay? En almal het in ieder geval aanbidding. Dis die uiteinde. Dis die fondasie. Dit is die fondasie. Ja, ons sien reeds, daar is die gebede hierin van wat gaan. Maar dit, broer en suster, is ons fondasie en dit alleen. Dis die fondasie van hierdie boek, dis die fondasie van die Bybel. Dis die realiteit van, dit is die realiteit. Nie wat ons sien nie, dit is die realiteit. Sê, wat vir my so mooi is, dat 'n bietjie kyk in, nie 'n toekoms nie, 'n kyk in wat is. Daai hoop. So ja, broer en suster, mag dit ook wees ons einde, wanneer ons dit sien. Is om in aanbidding, en ek gaan nou nie hier op die grond val nie, maar in aanbidding voor hom neer te val. Elke liewe oomblik van elke liewe dag. Tot die dag wat hy vir ons kom haal, en ons dit voor hom kan doen. Maar tot dan, in die verwagting, maak nie saak wat die wêreld doen nie. Dit maak nie saak hoe hulle ons haat nie. Dit niks maak saak nie. Ons aanbid hom en hom alleen, vir ewig en ewig.